In 2020 het ons te doen met 'n klein balletjie, begin by 2 meter, val tot op die grond en dan in kontak met die grond vir 'n kort tydjie, dan hop die balletjie tot by 'n nuwe hoogte van 1,85 meter, dan tref die balletjie weer die grond en hop vir 'n tweede keer tot by 1,2 meter bo die grond. En dit is die inligting wat ons verskaf is. Ons ignoreer lugweerstand, met ander woorde in al die gevalle werk ons met vryval. Definisie van vryval, etlike jare al gevra, dis die beweging van 'n voorwerp slegs onder die invloed van swaartekrag. Nou vra hulle dat ons die grafiek gebruik om die tyd te bepaal wat die bal met die vloer in kontak is voor die eerste terugwip. So met ander woorde, daar's die bal by 2 meter, die bal kom af, die bal kom af, die bal kom af en daar tref die bal die grond en dan van 0,64 tot by 0,67 sekondes is die bal in kontak met die vloer. Met ander woorde, wat is daardie tyd? Die tyd gaan gelyk wees aan 0,67 sekondes minus 0,64 sekondes en dit gee vir jou 0,03 sekondes. Nou vra hulle vir ons om die grafiek weer te gebruik en ons wil weet hoe lank neem dit om daardie maksimum hoogte te bereik. Nou, kyk na hierdie parabool wat jy basies hierso het. En dan weet jy jou maksimum hoogte sal presies in die helfte wees. Met ander woorde, dit sal 'n tyd iewers daar wees wat in die middel is tussen 0,67 en 1,9 sekondes. So daardie tydstip T sal gelyk wees aan 1,9 minus 0,67 en dit deel ons deur 2 en dit is gelyk aan 0,615, so ons rondom af na 0,62 sekondes. Volgende moet ons die spoed bepaal waarteen die bal die vloer met die eerste terugwip, met ander woorde op daai tydstip verlaat. So ons soek VI daarso. Nou ons weet wat is V finaal. Dit gaan 0 meter per sekonde wees want dis daai maksimum hoogte. Ons weet ook dat die tyd om by daai 1,85 meter uit te kom is 0,615 sekondes. 0,62 sekondes afgerond. So, ons gaan dus en ons gebruik daardie vergelyking. Ons finale snelheid is beginsnelheid plus versnelling wat gravitasieversnelling sal wees delta T. So, finale snelheid is 0. Ons is op soek na ons aanvanklike snelheid plus 9,8 is positief, dis afwaarts en dan die delta T 0,615 sekondes. Ek rondom nie af van die vorige berekening nie. En dan kry ons dat ons aanvanklike snelheid is minus 6,03 meter per sekonde. So jou aanvanklike snelheid gaan 6,03 meter per sekonde wees en dit gaan opwaarts in hierdie geval wees. Laastens moet ons tyd T bereken. Ons weet dat by daai maksimum punt wat 1,2 meter bo die grond is my snelheid 0. En as ek my posisie het en ek het my versnelling
en ek het my finale snelheid, dan kan ek my beginsnelheid bereken. En sodra ek my beginsnelheid en my eindsnelheid het, en ek het gravitasieversnelling, dan kan ek bepaal hoe lank neem dit vanaf hierdie punt tot by die helfte van hierdie parabool. En al wat ek dan doen is, ek verdubbel daai tyd en ek kom by t uit. So dis die strategie wat ons gaan volg om dit te bereken. So ons gebruik hierdie vergelyking in hierdie geval. Wat is VF kwadraat? Dit gaan wees 0 kwadraat. En dit is gelyk aan VI kwadraat wat ons gaan bereken, plus 2 maal met 9,8, afwaarts is positief, maal met daai 1,2, maar dis nou minus 1,2, want as af positief is, dan is op negatief. En dan gaan VI gelyk wees aan die vierkantswortel van 23,52. En nou is die vraag, VI gaan opwaarts wees. Met ander woorde, VI gaan minus 4,85 meter per sekonde wees, of 4,85 meter per sekonde opwaarts. Maar dit is ons eerste deel van die berekening. Vervolgens kan ons daardie vergelyking gebruik. Jy gaan natuurlik die vergelyking mooi uitskryf. Jou finale snelheid is 0. Dit is gelyk aan minus 4,85 wat jy sopas uitgewerk het, plus 9,8 afwaarts positief, maal met delta t. So delta t is gelyk aan 4,85 gedeel deur 9,8 en dan kry jy 'n waarde van 0,4949 sekondes. So dit is die tyd vanaf 1,97 tot by daai maksimum punt. So daardie tydsinterval gaan met ander woorde wees 2 maal 0,4949 en dit is gelyk aan 0,9898 sekondes. Maar dit is van daar tot daar, is daai hele stuk. So wat is t met ander woorde? T gaan dan wees daai 1,97, ons beginpunt, plus 0,9898 en as jy dit afrond, kry jy 2,96 sekondes.